iets in hulle liggaam ervaar in die gebed? Enig iemand? Amen. Come on, verbetering, genesing. Prys die Here, kan ons die Here lof of vergeet? Staan hier die liggaam beweeg, die Here wil genees. Nie daaraan twyfel nie. Hy wil dit doen. Nou, ek weet nie, moet ek bid vir genesing, moet ek nie bid vir genesing. Maar die Here gee soos wat hy wil en wanneer hy beweeg soos wat hy wil. Daar is 'n skrif in Psalms wat sê dat God is in heaven and he does as he pleases. Hy is God. En ek dink dit baffel my brein, my mind om te dink dat hy deur die klap van sy vingers kan doen wat hy wil, maar hy wil met ons partner, julle. Hy wil co-labor, ons moet co-labor saam met hom in die journey. En ek wil vir jou sê, dan raak jou dag baie meer purposeful. Daar's soveel mense wat opstaan in die oggend en hulle enigste gebed is en die grootste gebed vir die dag is, Here, help my net deur die dag, en dan bid hulle nog 'n gebedjie as hulle gaan slaap in die aande, dankie Here, die dag is toch verby, het my deurgedra. Dis nie 'n lewe nie, Here. Dis nie 'n lewe nie. Die Here het ons geroep om soos 'n boom geplant te wees by waterstrome, dat ons in elke seisoen sal vrug dra. En en dit kom, maar jy ken nie my omstandighede nie, jy weet nie waar ek is nie, maar die Here weet. Ek met Tannie Marlies ook gechat gisterand, en die Here gebruik ons test, en hy maak dit 'n testimony. Die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. En ek dink soms is die challenge daar dat ons 'n klaar prentjie oor hoe die ten goeie meewerk moet lyk. En as daai prentjie nie so lyk, dan raak ons baie keer kwaad vir die Here. En ons sê vir hom, maar hoekom het dit nie so uitgewerk nie, maar as jy werklik vertrou dat sy wil vir jou die perfekte wil is, sal jy rus in hoe dinge uitdraai. En soos prys die Here vir genesing, hy wil dit nog steeds doen. Ek sê saam met wat Gerry gesê het gisterand, daar's baie wat glo dat die uitstorting was net vir daai tyd, maar Jesus het dit baie duidelik kom sê in Matteus in die einde, het hy gesê die krag van die Here, die gees van die Here sal oor julle kom en vir julle krag gee om wat te doen. Te getuig. To be my witnesses. Nou actually as jy in die Griek gaan kyk wat daai woordjie witness beteken dit actually martyr. Om tot in die einde toe te gaan. Dis hoekom as ons praat oor dit wat in die troonkamer, die krone wat gegooi word, julle is nie sulke ligte kroontjies wat net daar val nie. Die ouderlinge het tot die einde toe hom gedien. They have counted the cost. Die al die koste bereken voor jy die huis begin bou het. Weet, oom wat nou in huis na bly het, hy het huis gebou, jy bereken daai koste. Dis dieselfde met die koninkryk van die Here, dis dieselfde met ons journey, ons moet daai koste bereken. En dan baie keer moet ons onsself vra, in die eerste liefdesseisoen is, hoekom is ek in hierdie ding? Hoekom is ek in hierdie ding saam met Jesus? Het jy jouself al gevra? Regtig daai eerlike vraag gevra? Is dit omdat ek kan kry? Of is ek want ek's lief vir hom? Ek wil in 'n verhouding staan met die koning van die konings. Want geliefde, jy is nie, ons sing dit altyd, ek sê nog van my notas, of is julle okay, is julle goed? Ons sing dit altyd, I was made to worship. Nee? Waar, maar verseker nie eerste nie. Jy is nie eerste gemaak om te aanbid nie. Jesus het nie jou aanbidding nodig nie. Het jy al daar gedink? Jesus is nie onseker oor wie hy is nie. So dit is nie asof hy kom en, dit is nie asof God opstaan elke oggend, nee, en hy kyk na Enrico se lewe en hy soos, o Jesus. Die ding is nou besig om verkeerd te loop, ek weet nie wat om te doen nie, ek is bietjie onseker, so ek gaan net nog so extra 1000 engele kry om my goud aanbid, okay, dan voel ek nou goed, okay, nou sal ek Enrico kan help nie. Hy het ons eerste gemaak, sodat ons in 'n liefdesverhouding met hom kan staan. En uit daai plek uitkom aanbidding. So as dit andersom is, gaan jy hom net aanbid wanneer dit goed gaan. Is ek reg? Gaan hom net aanbid elke einde van die maand, want dan is jou bankrekening vol. Nee? Dis hier, ek waar daar so 2 dae van die maand waar dit dan nou regtig goed gaan. As dit nou Vrydag Pyday was, het jy huppel op jou stap hier op die strand en Sondag, hallo broer, die Here is goed en die duiwel is vuil goed.
daar in die kerk. En dan gaan die maand maar weer aan en die bankrekening raak leeg en ons lig bietjie minder ons hande op. Nee, want omstandighede kan nie bepaal nie. Moet nie bepaal nie. Maar net hy alleen. Is julle okay? Ek gaan so 'n bietjie praat oor die profetiese, wat ek love, en ek dink dit is baie meer eenvoudig as wat baie mense dit maak. En julle gaan vandag sien net hoe dit regtig die begeerte van die Here is dat ons sal funksioneer in dit. En ek het baie charismaties groot geword. Ek was gedoop deur die Heilige Gees toe ek 'n klein seentjie was en my ma gevra in die kerk, hoekom huil ek so, en sy het my gesê, die Heilige Gees het jou aangeraak. Niemand het vir my gebid nie. In Middelburg, die kerk se naam is nou Solid Ground, maar dit was daai tyd Middelburg Christian Fellowship. Ek dink ek moet dalk net die gain so 'n bietjie afdraai. Gerrie, sorry man. En na skool groot begeerte gehad om die groen en goud aan te trek, soos elke tweede seun in Suid-Afrika. So 'n bietjie Puma rugby gespeel op skool, en toe na skool Valke onder 9 die kaptein, en toe ek bietjie leeu's toe. Almal vra my, hoekom het jy nie die bulle gekies nie? Ek het gespeel waar ek kans kry, nee, dis maar hoe dit werk. Alhoewel my oom vir die ouer garde sal hom dalk onthou, Dani van Skalkwyk, is my oom, hy het saam André Snyman gespeel, en bietjie vir die Bokke gespeel, so ek is 'n bil in my diepste wese. En eendag in die hemel, Here, gaan ons Afrikaans praat, en almal het Bybeltrui aan, en ons koffie in die troonkamer, en so die Here weet, nee. En ja, so toe ek teruggekom toe ek wou pas daai droom vir die Here teruggegee, en betrokke geraak by die kerk, en toe in bediening betrokke geraak, en besef rondom die gawes dat daar was iets wat my begin bekommer het net, in sekere dele van die liggaam waar die gawes regtig verkeerdelik gebruik was deur die wat invloed gehad het. En die Here my op 'n journey begin vat het oor regtig sy hart vir die gawes en vir die gees en vir profesie en wat sy hart is. Ek sal nooit vergeet in COVID, ek dink ons almal onthou dit so goed, en as mense wil nie eens eintlik nie daar praat, maar daar het ook, ek het daai tyd so ervaar hoe die Heilige Gees my sê, hier is 'n geleentheid, Enrico, hier is 'n uitnodiging, maar nie almal gaan dit vat nie. En ek het ervaar, hy praat van die bruid van Christus. Dit was regtig half 'n reset in die wêreld, as ek reg rondom 'n klomp goed, maar geestelik ook die aankondiging van 'n volgende fase van die bruidegomsplan. En hy sê vir my die volgende woorde, hy sê, Enrico, daar's 'n uitnodiging, maar nie almal gaan dit vat nie. En hy sê toe vir my dat meer as ooit in die verlede gaan daar profetiese skole, evangelistiese skole oppop om die liggaam te equip vir die tyd waarin ons ingaan. En hy sê toe vir my, maar Enrico, dit gaan wees soos ek wat vir mense 'n tafel voorberei om saam met my by hierdie tafel te kom eet. Maar hy sê toe die volgende woorde, hy sê, maar baie gaan meer verlief raak op dit wat op die tafel is en vergeet saam met wie hulle eet. En dis die gevaar. En ek wil dit so sê, ek het eendag gehoor, 'n weeskind met krag is gevaarlik, maar 'n seun van God wat krag het, establish die koninkryk van die hemel hier op aarde. Daar is 'n verskil. En ek wil weer dit begin, Paulus kom in 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1 tot 2 en hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan, ons ken nie so goed, het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek, en dis 'n radikale statement waarmee jy eindig, hy sê, dan sou ek niks wees nie. So daai klink alles powerful, hy sê, al die kennis, geheimenisse kan uitlê, al die geloof het, maar hy sê, as daar een ding is wat jy nie het, en dit is liefde, dan is jy niks nie. En ek wil gou julle vra, wie hier is in voltydse bediening? Dankie, Gerrie. Okay, nou gaan ek het julle kom ek voor ek die vraag weer vra, het julle geweet dat elkeen van ons wat hier staan of sit in hierdie gebou het te bediening?
En nou gaan jy vir my sê, ja, dit is om by die oude huis te wees. Of ja, dit is om tussen die hippies en die surfers te wees. Of ek sê huismama, dis my, of ek sê onderwys. Dis nie jou bediening nie, dis jou roep, dis jou mandaat. Maar ons almal het 'n bediening ontvang. En ek wil dit gou vir julle lees as jy dit nie geweet het nie. 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19 sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus en aan ons wat gegee het, die bediening van versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld en homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. So, met ander woorde, die sondeval het gekom en daar het is 'n baie lelike seer skeiding gekom tussen ons en God. Okay? Hoe is dit dat Adam en Eva aan die tuin wandel en die volgende oomblik voel hulle skaam, maar net voor dit was hulle heeltemal fyn? Daar het 'n skeiding, iets wat een was, het 2 geword. Jesus was die enigste plan. Hy het gekom en hy het dit wat geskei was weer saam kom sit. Okay? En met dit sê hy dat die oomblik as ek en jy dit beleef het, so wat het gebeur, daar was onvrede tussen ons en God. Dis actually wat Matteus 5 sê, die groot bergpredikasie, kom Jesus en hy sê wat, geseënd is die vredemakers, gaan nou by die profesie uitkom, geseënd is vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, nie, so dat hy daar seuns van God genoem word. Kom julle agter, hy sê nie vredebewaarders nie, vredemakers. Nou daai woordjie vrede en die woordjie versoening in die Grieks word anders uitgespreek, maar dit het presies dieselfde betekenis. En dit is om dit wat apart is weer een te maak. Nou kom Jesus en hy sê, omdat jy dit beleef het, jy dit nie net beleef die versoening nie, maar dit het jou heeltemal getransformeer, as ek reg. Toe ons Jesus ontmoet het, was ons lewens nooit weer dieselfde nie. Ons kan nie 6 maande of 'n jaar terug of 5 jaar terug nog dieselfde mens wees as wat ek nou is nie. Anders het, ek is radikaal daaroor, anders het jy nie werklik Jesus ontmoet nie. Dan het jy iewers by 'n altarcall 'n groot oomblik saam met jou chommies gehad en jy was dalk geforseer in daai ding en jy het nie geweet wat jy doen nie. En jy moet die man ontmoet met vuur in sy oë en wonde in sy hande, want dis hy wat jou lewe gaan verander. So, vir elkeen van ons wat hier sit, omdat ons versoen is met God, het hy vir ons 'n bediening gegee. Die ultimate bediening. Nie profesie of 'n bediening wat ons kan uitleef as 'n man van die huis, of as 'n vrou van die huis, of as 'n onderwyser by die skool, of as 'n sportman. En dit is die bediening van versoening. So wat ek en jy doen met wat hy vir ons gee, oral waar ons gaan, ons versoen die verlorenes met hom. Ons versoen die wat eens saam met hom was in sy plan, versoen ons weer met hom. En hy kom gee vir ons die tools om dit te doen. Is dit nie mooi nie? Nou kyk mense na voltydse bedienaars en sê, o ja, dis 'n Enrico, of dis 'n Gerry, of dis 'n Oom Bennett. Maar God het ons almal geroep vir voltydse bediening. En daarom het ek nou gesê, die oomblik as dit klik in jou binnekant, gaan jou lewe baie voller wees en baie meer mening hê. Want dan is jy nie net 'n besigheidsman wat checks afteken en checks is altyd so dit net nie meer nie. Om 'n boardroomtafel sit en jy doen net A, B en C en gaan deur alles nie. Nee, elke ding het purpose. Daar's 'n geleentheid. Ek sê so, ek rig Anna Kele se, my dogter Kele se laerskool se eerste span af onder 13s. Ek love rugby, ek love die sport, ek love dit om die atleet te ontwikkel. Maar ek weet dis nie my hoofdoel hoekom ek daar is nie. Ek is daar om manne groot te maak. Ek is daar om die lewenslesse te leer, identiteit te bou, saad te saai, versoening te bring, dat hulle Jesus sal ken, die Jesus wat ek ken. Dis net 'n voertuig, om af te rig is net 'n voertuig om daar uit te kom. Maar ek het die bediening van rekonsiliasie ontvang, versoening. So ek wil weer vra, wie hier is in voltydse bediening? Prys die Here. Prys in die huis, prys God op die spot. Jy is in voltydse bediening. En so ek wil vir jou vra, eien dit, maak dit jou eie, leef dit uit, gaan met intensie uit elke dag.
Die bediening van versoening is die sambreel en die oorkoepelende bediening is liefde. 'n Profeet met liefde is meer waardevol vir die werk van die koninkryk as een sonder liefde. En daarom wil ek vir jou sê, wanneer dit kom by die gawes en dit wat God vir ons gegee het, wat ons kan gebruik om versoening te bring, om liefde om Jesus na mense toe te bring, dis nie ons identiteit nie, is ek reg. As ek is nie eerste 'n worship leader nie, ek is nie eerste 'n leier van my huis nie, my naam Enrico beteken leader of the house. Ek is nie eers dit eerste nie, ek is eerste 'n seun van die lewende God. Ek lewe vanuit daai plek af. As ek nie lewe vanuit daai plek af nie, en ek sit die profeet Enrico af, ek hoor eendag hierdie grap, hierdie ou kom aan by 'n profeet 'n konferensie, gawes konferensie, maar nou is almal Prophet Samuel en Prophet dit, hoor nou net my hart, is net hoe ek daar voel, okay? Nou nie offended raak as jy dit like nie, ek is nie 'n titel ou nie, en die ou stap in, hy het nou nog niks nie, hy het nog sy naamtag en alles kry, maar die ou wie hy groet is nou Prophet Samuel, for example, en die ou sien toe mos nou, hy is Prophet Samuel, want hy sit dit so trots op sy rug, en hy sê, hallo Prophet Samuel, gaan net, en die ou sê, wat is jou naam? Maar hy het nog iets op, en hy sê, ek weet nie, sê maar jy is mos die profeet. So baie ouens is so trots op hulle titels, en wil dit so uitblaker vir die wêreld om te sien, maar hulle karakter, en daar's geen liefde te vind nie, met baie. En so, ek moes dit, en julle so nou en dan kom die Here in 'n baie eerste liefdeseisoen, en hy ruk ons weer terug in daai plek in. Want ek kan nie bekostig om aanbiddingsleier my identiteit te maak nie. Ek kan nie bekostig om my waarde in my stem te sit nie, want die dag as ek nie meer kan sing nie, wat dan? Wie is ek dan? Dag as ek nie meer kan aanbidding lei nie, wie is ek dan? En dis hoekom ek wil begin by dit wat belangrik is dat ons identiteit in hom moet vind. Anders soos ons 'n klomp weeskinders, of ons tree op soos 'n klomp weeskinders met krag, en dit is 'n disaster. Anders, wat is die regte woord, gebruik ons die gawes op 'n verkeerde manier. En ek sal nooit vergeet 'n vriend van ons, Connor, amazing ou, hulle is nou in die Kaap, ook evangelisties van hart, ons laat dit om in die 10-40 venster in te werk, so ek was nou al 2 keer in Turkye, Anna en Dila, my vroukie Anja was 1 jaar saam, Turkse mense love hulle is hierdie blonde kopkoeltjies met hierdie blou oë. So ons het baie guns gehad. By die douane is ek altyd bang, want hulle vra jou, as hulle net bietjie suspicious is, dan roep hulle jou een kant toe. Vra hulle jou, wat soek jy hier? Want ons gaan doen missionswerk, ons gaan encourage die missionaries, waarom as julle, dit is 'n rowwe wêreld. Die turnaround time vir missionaries in die 1040 is so 2 jaar, dan kan hulle nie meer nie. Jy gee alles op, gaan na 'n foreign land toe, waar daai islamitiese gees so hang, die swaarheid. So ons gaan in, ons bedien hulle, ons gaan in die prayer rooms in, verby die moskees, ons gaan lei worship. So ek love het as hulle saam gaan dan in die dans, hulle net so, ek hou net die paspoorte dop. Hulle kyk vir die dogtertjies en stamp die paspoorte en dan gaan ons deur. Ja, Connor is een van die ouens wat ons daai wêreld vir ons oopgemaak het om so te kon bedien in die 1040 venster. Maar hulle is eendag in Australië en hulle klomp jong evangelistiese pelle op die strand. Passievol, kyk, hulle wil die wêreld omdraai. Ek weet nie of jy daar in die begin van jou lewe saam met Jesus ryk alles anders en die voeltjies fluit anders. In Witbank, hoes die voeltjies ons wakker. Ja, en ek sê gisterand vir 'n oom, hier in die areas waar dit skoon lig is, bring ek 'n paar botteltjies veilig saam met my, dan kan nie die skoon lig hanteer nie. Dit is net 'n grapie. Kom op 'n bietjie lag. En hulle is op die strand en hulle sien Jesus, daar's 'n ou krikke op die boardwalk, ver van hulle af besig om te loop, en hierdie jong evangelistiese man sê, hier's 'n kans. Papa, ons gaan daai man vandag omkeer. Hy check hulle op die krik, en hulle check hom, en hy sien, o Jesus, hier kom hulle, en hy begin alle vinnig hardloop met sy krik, en hulle jaag hierdie man op sy krik, met sy been. Eventually kry hulle hom stil gesit op 'n stoel, en hulle karrasse bande, en shakababa, en alles daarso, en daar gebeur niks van hom man nie, niks nie. Na ruk is hy so upset met hulle, met hierdie ouens wat net wil aanhou probeer, dat hy staan nou op en draai sy rug op en loop met sy krikke weg. En Connor, die middag is hy in sy hotelkamer,
En ek weet nie van julle, maar ek wil vir jou sê, jou vrou of jou man of jou beste chommy is nie jou eerste accountability partner nie. Die Heilige Gees is. Want die skrif sê dat die wat in die Gees wandel, Romeine 8, hulle sal seuns van God genoem word. So ons kan die Heilige Gees ignoreer, maar ons is nie doof tot die Heilige Gees nie. As die Heilige Gees, het jy al iets gedoen, en dan onmiddellik hoor jy daai fluistertjie, Rico. Weet, ek het al so, kyk, ek en my vrou het nog 'n challenge, ons is 13 jaar getroud, sy is altyd reg en ek is nooit verkeerd nie. En dan gee ek hier. Ek stoei met die Here in die badkamer en ek sê, Here, verander net vir Anja, sy is soos 'n rammetjie man, sy, as ek vir haar sê, dan wil sy nou eers terugfight, stywe nekkie, sê, Here, sy is haar koppig, verander haar, en nou gaan ek so af. En op 'n stadium stop die Heilige Gees my en hy sê, Rico, sy is nie die probleem nie, jy is die probleem, en ek is sorry, Here. So die Heilige Gees, hy hou ons accountable, dit is sy werk. Sy werk is om vir ons te wys wie Jesus is. Sy werk is om ons te herinner hoe Jesus dink en wat hy wil ons moet doen. En die vlees like dit nie. En ek sê net vir ouens, hoe meer jy ja sê vir die Heilige Gees, hoe meer sal jy ja sê. Maar hoe meer jy nee sê, hoe meer gaan jy nee sê. Weet, en ek het dit al baie gesien waar ek beweeg, as ou met 'n rolstoel of krik, en sê die Heilige Gees gaan, en sê, ja, nie vandag nie, maar ek moet by die huis kom. En dan is, as mense hart ongelukkig soms, dit gaan nie weg, die Heilige Gees sal jou aanhou uitnooi, maar jou hart raak afgestomp. Want daar's ander ding wat belangrik is, hy stoei met die Here. En die Heilige Gees hou op kant om ons sê, van Connor, dink jy vir een oomblik daai man op daai krikke vandag het my liefde beleef? Of het hy net 'n klomp wintie evangeliste beleef wat nou hulle krag wou gebruik vir hulle eie motief? Want geliefde, dit is die belangrikste, whether dit profesie is, genesings, die belangrikste ding, en ek het dit al gesien, God se hart is dat mense sy liefde sal beleef. Dat mense hom sal beleef. Anders wend ons die gawes verkeerd aan. Anders is die gawe vir my eie gewin, of my eie bankrekening, of my eie wat ook al. En dan raak dit gevaarlik. Maar as die mandaat is, dat mense liefde Jesus sal encounter, dan wil ek amper vir jou sê, in profesie kan jy 'n fout maak. Wie het geweet, ouens wat profeteer maak foute, wie weet, het jy geweet dat jy 'n fout gaan maak? Maar hier is die verskil, as jou fout in liefde toegevou is, gaan mense genadig wees. Want hulle beleef daai liefde, en ek maak ook maar net 'n fout. En baie keer, ek dink dis die taal ding, baie keer wil ons ouens wat 'n profetiese woord gee, reg kruisig mense, jy raai as jy van hier af, nie, hy het net 'n fout gemaak. En ek sal nou by daai gedeelte kom, maar hy sê 1 Korintiërs 14 vanaf vers 1 tot 5 sê, jaag die liefde na. Hoor wat sê hy, jaag die liefde na, ou. Beywer julle vir die geestelike gawes, maar bo dit alles jaag die liefde na. Dit is die belangrikste. En dan in daai vorige gedeelte sê, as ek nie liefde het nie, is ek niks. Dit gaan nie oor wat aan my gegee is nie, maar dit gaan oor wie ek is en wat ek word. Jou identiteit kan nie gevind word in wat jy doen nie. Jy sal in prestasie denke verval, jy sal God net soek om in die gawes te funksioneer, terwyl God sê, soek my eerste. Dit is so mooi om te besef dat Spreuke 18 vers 16 sê dat jou geskenk, jou gawes sal vir jou 'n deur oopmaak. Het jy dit al gelees? Your gift will make room for you. Om wat te doen? Om jou eie bediening te bou. Dis nie wat hy daar sê nie. Dis nie die einddoel van die gawe wat vir jou 'n deur oopmaak nie. My gawe om daar met mense te kan werk, en dis lekker by die skool, ek werk nie net met die seuns nie, ek werk saam met Tannie Sisra wat die maatskaplike werker is, so sy sal my bel en sê, hoor jy Jesus seun, hy het hierdie briefie geskryf, van dit is selfmoord, van dit is ek wil nie meer leef. Sy sê, Rico, kan jy met hom kom werk? Dan gaan ek. My gawe het my guns gegee by 'n skool. My gawe het my die hoof se deur oopgemaak. Maar my gawe gaan my nie daar hou nie. Dis my karakter en die liefde van Christus wat my daar gaan hou. En ek dink dis die probleem, is baie mense se gawes maak vir hulle deur oop, maar kyk, die karakter is nou weer. Dis hoekom by worship schools, by almal is soos, gee my die krag. Ek wil beweeg, ek wil soos daai pastoor en daai profet en apostel en al die titels, wil so beweeg. Maar liefde is nergens te vind nie. Humility is nergens te vind nie.
Dis hoekom julle sal sien, ons love dit om by julle stil te staan, ons love dit om sommer deel van die verwelkomingskomitee te wees oor die deur. Al is hier nie my gemeente nie. Want die Here moes mens leer, selfs met aanbidding, ek sê vir hulle vanoggend, aanbidding begin nie met die eerste gitaarstram nie, aanbidding begin met broodjies smeer en lekker filterkoffietjie maak. Die uitkyk, die mission is heeltemal anders. As ek nooit weer kan worship lei nie, as ek nooit weer profesie kan gee of bid vir genesing nie, maar ek het Jesus, is ek fine. En die Here challenge my gereeld op dit, en Rico, as al die wegval, gaan jy okay wees. Dit is 'n groot vraag, en jy sê dalk in die oomblik, ja, maar Jesus is alles. As jy by, het ek 'n platform gelê, en so is dit, okay, jy het dit nou mooi gedoen. Okay, julle Efesiërs 4 vers 11 tot 12, waarom is die gawes vir ons gegee? Apostel, profete, evangeliste, herders, leraars. Die gawes is vir ons gegee om die liggaam te versterk en te koop vir wat? Vir die werk van bediening. Dis hoekom die gawes vir ons gegee is, sodat ons sal kan uitgaan en vir Christus kan werk as die liggaam van Christus. Nou die profetiese wil ek vir julle sê, ek dink ouens skrik as hulle hoor 'n ou bewegende profetiese gawe. En ek het dit nou baie gesien, dan sê ouens, jy gaan nou al my sondes uitwys. Wil sien. So profeet kom bedien. Van die mense, jy kry van die mense wat die voorsit wat 'n woord soek en dan kry jy daar ander paar ouens wat daar agterweg kry. Sê nee, net nou sê vir my vrou, net nou wys hy vir my vrou uit ek verslaaf aan pornografie. Of weet dit is glad nie God se hart nie. God se hart is nie om jou te verneder voor mense. God se hart is nie om al jou foute uit te wys. Het jy geweet, daar is net een wat condemn. Daar is net een wat die hele tyd die boksie stiek in jou lewe. Ja, Gerrie, jy sien nou weer. Of daar in Witbank, ja, Henry, kun jy nou weer die taxi drywer, nee. Jy wil nou vir die Here leef, maar jy het die taxi drywer hier voor jou 'n paar goed gesê, en toe slaat jy 'n pottel. Ja, jy gaan dit nie maak nie. Die Here het nooit vir ons gevra om perfek te wees, weet hy. Hy het vir ons gevra om gewillig te wees, om soos klei in sy hande te wees. Ek dink die challenge vir my en jou kom in, is om nie in daai godsdienstige goed te verval nie, in werke in te verval nie, want ek kan jou waarborg, 3 jaar later gaan jy nou binne toe kom, of vir Gerrie bel, of my 'n boodskap sê, en ek stuur en sê, ek kan nie hierdie Christen ding meer doen nie, want ek kan nie so by al die boksies hou nie, dis nooit wat God van jou verwag. As ons saam met hom stap, as ons saam met Jesus stap, transformeer hy ons, soos wat ons moet wees. So die profetiese is nie om jou vandag al jou foute voor almal uit te wys nie. God is nie soos die vyand nie, daar is geen donker in hom nie, het julle dit al gelees? Maar in die vyand is daar geen lig nie. Kyk, hy is net uit om een ding te doen. So die profetiese is nie magic nie, okay, of waarsêry nie. Okay, ons gaan nie kaarte lees in naweek of jou palms lees en soveel streepies, soveel kinders. Al daai gemors nie. Anders moes ek baie gehad het. Maar ek is happy met my kleur. Kyk julle, ek het 'n huis vol emosies. 3 girls in my huis, manne, jy moet regtig vir my bid. Kyk, die hielaatjie, ons kleinste, ek het nog nie 'n dogtertjie gesien wat so hou van klere nie. Sy kan nie haar kas uitlos nie. Dis elke dag 3 rokkies, as sy by die huis kom na skool, skoolkleertjies uit, rokkie, en dan hardloop sy weer in, dan sy dalk skoentjies. En dis emosies. So nee, dis nie waarsêry nie. Die profesie, dit is die getuienis van Jesus, die openbaring van sy hart en sy wil vir ons lewens. Die skrif sê dat the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. En ons gaan nou actually bietjie na die kenmerke kyk van die profete Jesaja, Jeremia, Esegiel, Hosea, die kenmerke van wat was vir daai profete belangrik. Nou, waarvoor is profesie? Paulus is actually super uitgesproke daaroor. Julle gaan vanaand bietjie hoor oor tale, wat amazing is. En as jy nog nie jou hemelse taal het nie, dan vertrou ons die Here vanaand vir dit. Maar hy sê die volgende in 1 Korintiërs 14 van vers 1 tot 5, jaag die liefde na, beywer julle vir die geestelike gawes, maar veral dat julle mag profeteer. Die rede hoekom hy dit sê is, veral dat julle mag profeteer, is sodat ons konstant in die liggaam en daar buite, sal ek nou ietsie deel, God se natuur en sy hart vir die bruid te kan beleef. Dis wat profesie doen, dis sy wil vir ons lewens te beleef. So hy sê, maar veral dat julle mag profeteer, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God.
want niemand verstaan hom nie. Het julle al, ag nee, kom ons los dit vergeet. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede, maar hy wat profeteer spreek tot mense woorde wat doen, die volgende: stig, vermaan en vertroos. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog meer dat julle profeteer. Dit moet ons almal se begeerte wees om te profeteer, julle. En as ek dit sê ek nie, jy moet my kar se nommerplaat registrasie ken nie, hoor. Of my ID-nommer nie. Dit voel vir my baie keer, daai is great as dit so is, maar dit voel weer eens vir my baie keer wil ouens skouperde wees. En ons sê, het jy nou gehoor, XYZ 543 EP. So ek sê, bra, en dit gaan my help met wat? Thanks, hoor. Ek weet ook wat my registrasienommer is. Verstaan jy, baie keer moet mens so discern oor wat wil hierdie ou nou doen? Het hierdie woord my rigting gegee, of was dit meer vir homself? So dit is nie meer dalk uit 'n ministry plek uit hoe ek dit beleef. Maar dis Paulus se hart, sê hy vir die kerk, dis God se hart dat ons almal sal profeteer. Dat ons almal mekaar sal bedien en die wil van die Here aan mekaar sal bekend maak, dat ons mekaar sal stig en bemoedig, vermaan. Weet jy wat so interessant van accountability? As 'n liggaam gesond is, en is God se hart vir my en jou om accountable gehou te word, nee? En dis so funny hoe ons dit aanspreeklikheid, vermaning, hoe ons dit wil hê, maar die oomblik as dit kom, jy het al agtergekom, die oomblik as dit kom, dan staan jy die vlees op. Wie dink jy is jy om in my huwelikheid te praat? Gaan klim jy net van jou toontjie af en sort jy jou huwelikheid voor jy na my toe kom. Maar God roep ons in die liggaam om mekaar in liefde accountable te kan hou. Wat is ware liefde? Dat ek sien my vriend doen iets verkeerd, maar ek sê niks nie? Of dat ek actually na hom toe gaan in verhouding en ek sê vir hom, die Here wys my hierdie ding. En ja, kyk dan, so dit uit. As dit uit liefde uitkom, sal dit gevat word, geliefde. Maar as dit uit die plek van hoogmoed uitkom, wil ek amper vir jou sê, moet nou eerder nie probeer nie. Want ons is baie maklik om soms te dink, ons is okay. Weet, baie mense wat die Here aanneem, het na Jesus toe gegaan wat so staan, met open arms. Maar nou die oomblik as ons dan nou langs Jesus kom staan en ons kyk soms aan die bruid, dan wil ons so staan en nie so nie. Verstaan jy? So dit is verstigting, vermaning en vertroosting. Ek wil julle encourage, dis hoekom ek dit vanoggend gedoen het, dis so belangrik dat ons deelneem, julle. En ek wil hierdie vir julle lees, hoekom dit belangrik is dat ons deelneem. Efesiërs 4 vanaf 9, vers 9 tot 13, is allemaal nog oké. Iemand 'n hoender in die oond of 'n iemand sê dit nou die dag by ook nie, toe ons in klas, jy wens nie met die diens, toe sê die pastoor, wel die skaalbout is nou gebrand, jy kan net so wel by die kerk bly en so. Hoor gou wat sê Efesiërs 4 vers 9 tot 13. Now this he ascended, what does it mean? Nee, wacht, kom ons van hier af. And he himself gave to some to be apostles, some prophets and some evangelists, some pastors, teachers for the equipping of the saints for work of ministry. Maar hoor wat sê dan? For the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Wat gebeur wanneer ek en jy kies om deel te neem aan hierdie goed, profesie, die gawes? Wat gebeur? Die liggaam begin die volheid van Christus verstaan en sien. Dis wat hy sê. So wat gebeur is, as ek en jy nie in dit deelneem nie, en dis hoekom ek so bly is, ons kon almal op 'n plek kom wat ons hande opsteek en sê ek is in voltydse bediening. Want ek verteenwoordig nie Jesus vandag en môre nie. Dat ek sê dit so ruk terug, en dis ons almal se challenge. Kyk, ons as Christene is professionele chameleons. Jesus kan inblend as ons moet, want ons wil net die vrede bewaar. Maar wat's die use? Wat's die use? Romeine 12 vers 1 sê, die aanneemlikste vorm van aanbidding is nie 3 vinniges en 2 stadiges op 'n Sondag nie. Hy sê, sit jou lewe op die altaar, dan sê as jy dit nie doen nie, skop vers 2 in, dan gaan jy maar net lyk soos wat die wêreld lyk. So mooi, hoe anders kan ons gatherings op 'n Sondagoggend, Woensdag aand, wanneer jy ook al klein groepies, selgroepies, oggenddienste het, hoe anders kan dit lyk as almal kies om deel te neem?
Want dis wat Paulus hier sê, as ons dan deelneem vir die edification van die liggaam, wat gebeur is, wow, ek gaan Christus in oom sien, 'n deel van hom wat ek nog nooit gesien het. My mentor sê dit eendag so mooi, hy sê, Ricky, ek het nodig dat jy Jesus najaag met alles in jou, sodat ek hom beter kan sien. Is dit nie mooi nie? Imagine die kultuur in hierdie gemeente, waar almal Jesus najaag met dit wat hy vir ons het. Hoe anders gaan julle, en wat gaan julle van hom beleef op 'n Sondagoggend? Wow. Want dit is nie autokraties, dit is nie, en ek sê dit met liefde vir julle, dit is nie net onwennend se werkie. Is ek reg? Of jou vrou, hoekom kom jy kerk toe op 'n Sondag? Is dit net om te ontvang? Of as jy nou eienaarskap vat oor jou roeping en jou mandaat, dat jy gaan kerk toe kom oor wat jy kan bring? Want dan gaan dit baie anders lyk. Ek sê nie, bedoel ek nie, bring elke Sondag toe broodjies in. Bring jouself, bring jou hart. Gaan na jou suster toe en sê, sis, ek het hierdie beleef vir jou in die aanbidding. Joh, gaan sy sê, man, dankie, jy encourage my hart. Sy stap vol jy uit, want jy was goed. Hoekom het Jesus gekom en gesê, dat julle gaan doen wat ek gedoen het, en nog groter dinge? Weet dat Jesus op aarde in sy liggaam was beperk. En Gerrit het gestaan toe gedoen. Nou vul sy teenwoordigheid die hele aarde, van Plettenbergbaai tot in Naboom, in wie? In sy mense, in sy bruid. So as die bruid nie gaan beweeg nie, gaan die wêreld hom nie sien nie. As die bruid nie gaan beweeg in die liggaam van Christus nie, gaan ons nie die volheid van hom kan beleef nie. Verstaan julle? En dit so mooi sê, ek weet nie van julle was in Israel al nie enige hande, enige geseëndes. Ok, ek ook, ek wil nou nie brag nie, maar ek was ook al daar. Ek wil teruggaan. Een van die voorbeelde is af en Gedi toe, hy laat toe, is die dooie see. Julle, dit is so souterig daar, jy stap so in, dit is eintlik amazing gevoel, en koek, tel jou bene op. Maar die dooie see het net ingevloei. Daar lewe niks daar nie, dit is net sout. Lewe niks daar nie, daar is niks suurstof in daai water. Maar God roep ons om 'n rivier te wees. Ek weet nie wie van julle hou van die Willekreertuin nie, die Kreerwiltuin, enige liefhebbers. Ek is 'n seemens, dankie vir julle eerlikheid. Julle is seker teedrinkers ook nie, ek sê vir almal die wat tee drink is nie werklik gered nie. Julle moet kom bid na die tyd. Dis koffie, papa, koffie en die see, maar ons gaan altyd by Krokodilbrug in, dis nou maar Marlof se kant, naaste seker vir ons van Witbank af. Maar dan weet ek, die reël is by die Kreerwiltuin is jy groet die rooi bokkies die oomblik as jy inkom. Want as jy nie doen, gaan jy niks anders te sien nie. So die wildtuin werk nie, sê ek. Maar daar is 80.000 van die goed. Ek wens dit wel van die goed bietjie skenk of uitskiet, maar dan ry jy en dan sien jy dalk nou niks nie en so gaan jy nou aan, maar at least weet ek sien dalk 'n kameelperd want daar's baie van daai goed op daar. Maar dan weet ek as ek nou niks anders te sien nie, weet ek Lower Sabie kom na my. Wie weet waar Lower Sabie is, waar Makoben is, nee. En dan weet ek daarom, as ek nou hierdie laaste draai vat, at least by die rivier, gaan ek 'n buffeltjie of twee sien, ek gaan dalk 'n vang sien daar op die sand, gaan ek krokodilletjies sien, ek gaan 'n seepoe sien. En dis wat ek vir ons sê vandag, alles gebeur waar? By die rivier. Mense, groot deel van die liggaam is so frustreerd en voel so purposeless, hoekom? Want hulle beweeg nie. 'n tweedehandse getuienis oor wie Jesus is, gaan jou net so ver vat, geliefde. Maar 'n eerstehandse getuienis, die oomblik as jy vir iemand, as jy nou uitstap en jy hou net op om goed uit te redeneer in jou vleeslike brein en jy stap nou eventually na jou sussie toe en jy sê vir haar, weet jy wat ek ervaar die Here het jou so lief, ja, maar hier is nie 'n profetiese woord nie, Rico, dis nou net die Here het jou lief. Dit is so profeties in nature. Die oomblik as jy na iemand toe stap en jy besef, Here, ek het dit al so besef, ek bid vir 'n vroutjie in Vryburg, een been is langer as 'n ander been. Kom sit daar neer voor my, die tannie is bo my, oor my, soos oor haar skouers. Ek command daai een been om te groei. Hy groei voor my uit. So. Ek skrik so groot. Ek sê vir haar, prys die Here, jy kan maar gaan sit, hoor. Ek besef in daai oomblik toe dit gebeur, ek kon nie hierdie ding fabriseer nie. Ek in myself kan nie hierdie maak gebeur nie. Ek besef dis die krag van die Here wat hier werk. Maar ek besef die volgende ding, dat ek is ek het nou gesê ons is gemaak vir hom.
Maar ek het toe ook besef, daai is eerste, maar ek het toe ook besef, ek is gemaak vir hierdie. Om die koninkryk van die Here te beleef, deur my vloei ek soos Jesus, ja. Eerste Jesus, maar dan is ek soos, en ek wil vir jou vra, het jy dit al beleef? As jy nog nie het nie, die Here jou nie verlaat nie, hoor, glad nie. Dit is sy plan vir jou lewe, maar dan moet jy begin uitstap. Dan moet jy daai klein, en hierdie is dit is so mooi, hierdie is 'n veilige plek om te begin. Hierdie is 'n veilige plek. Mense moet eintlik 'n kultuur hê dat die oomblik as mense sê, okay, die wat rondom is gaan bid vir die siekes, moet almal opspring en go. Dis waar ons kan begin uitleef in die liggaam van Christus, dit wat God in ons gesit het. Tweedehandse getuienisse gaan jou net so ver vat, geliefde. Maar vir jou eerstens te beleef, moet jy self daai stap vat en dit gaan doen. En ek dink die grootste challenge wat vir my en jou kom, is daai vrees vir mense, nee, is ek reg. Ek kan maar eerlik wees, dit is nog steeds soms met my so. Maar wat is nou nie gebeur nie? En wat as ek het mis? Ja, wat gaan hulle sê? En ek dink dit is so vrymakend om op 'n plek te kom wat God die vrees van mense van ons al wegstroop. Want dan gaan mense die volheid sien van wie Christus is in en deur ons lewens. So die challenge is, ek besef, omdat mense nie beweeg nie, is die liggaam van Christus arm, droog. Ek sal soveel plekke bedien en tel ek in die gees op. Hierdie mense is so droog, ons stel dit dan nie met julle op. Hulle beweeg nie, daar's 'n geestelike armoede. Okay? Maar dan apart van dit, dat die gawes is nie net vir die kerk nie. Die gawes is vir daar buite. Die gawes is vir jou huis. Weet julle wat is my challenge? Is met baie kappeltjies op werk en mense wat actually al so lank in die kerk is, en ek wil julle nie op jou tone trap of iets as jy dalk struggle met dit nie, maar weet julle hoe min kappels bid saam by jou huis? Weet julle hoeveel kappels is skaam om voor mekaar te bid by die huis, man en vrou? Weet jy hoeveel kappels weet nie wat het is om mekaar te bedien nie? Nou is hulle stil sien. Ek sê nou nie iets nie, gaan dink daaroor. Waar dit moet floreer, as ons kinders van die Here is, moet dit natuurlik kom vir ons. En dit doen nie, maar ons moet dit begin oefen. Jy weet, Carlton wil bedien daar, just na die tyd kom, ons het die een keer daar bedien, toe kom ons weer terug, en dit het nou niks met ons uit te waar nie, maar die Here, hy doen mooi goed, en die tannie kom terug die volgende keer, sê, ons lewens het verander. Ons is so skaam om voor mekaar te bid, en nou bedien ons mekaar by die huis, en ons nagmaal, en hulle floreer. En hier is wat ek jou wil vra, man en vrou van God, is, weet jy wat God spreek oor jou man? As ons nou dink aan profeties, of weet jy wat God spreek oor jou vrou? Weet jy hoe min mense weet dit? Weet jy hoe min mense het actually na God toe gegaan en sê, Here, wat sê jy oor Anja? Hoe voel jy? Wat is die begeerte vir haar? Wat is, is okay. Jo, en dan gaan dit nog gepaard met die emosie, ek sien nie die beeld van haar. En dan is het soos, Here, ek voel die liefde vir haar, en dan begin jy sommer huil. Sien, dis die power van, om by die bruidegom te gaan staan en vir hom te vra, Johannes 3, wat het gebeur met Johannes die doper? Hy sê in Johannes 3, that I stood before the bridegroom, and I heard the bridegroom's voice. Het jy dit al gelees? Ek het voor die bruidegom gestaan, ek het sy stem gehoor, en dan sê dit daar, and it gave me great joy, and I realized, I have to become less. Ek moet minder word, nou onthou hy, en hy moet meer word. So die waarde om by Christus te gaan hoor oor mense, of oor jou eie huis is unmeasurable, want wat gebeur in my oomblik, Christus deel met my, joh, en dit is hoe ek oor Anja voel. Dit is my begeerte vir haar hart. En dan besef ek, dit gee my eintlik soveel vreugde, Here. Ek besef nou, dat ek moet seker maak, ek raak min, sodat U in my lewe meer kan word, sodat sy U kan sien deur my lewe. Sal ek met jou kinders, Hanna, Mykie en Tilly, ek het nou met hulle gedeel oor Duarte, hulle is Duarte, nee. Ons het die Here gevra in die baarmoeder, of voor toe ons hoor, hulle songer, Hanna, Mykie en Tilly. Hanna het ons gehoor, sê die Here, dat like Hannah birthed Samuel. Hannah my, sy sal geboorte gee aan iets niets in die profetiese. En wat het ons toe gedoen? Ons het gepaard met dit. En nou sien ons, Hannah baie sensories, baie sensitief. Mis ons dit baie keer verseker. Raak ons baie keer frustreerd, ja, ons doen. Maar ons kan sien sy sensitief, want hulle gaan oral omtrent oral slaan waar ons bedien, so sy is baie sensitief.
Sy kry baie drome, sy deel met ons haar drome, profetiese drome. Tehillah, ons het onmiddellik gehoor, Tehillah in Hebrew beteken Song of Praise. Dit vat eintlik al die praises saam. It's to sing a spontaneous song out of your heart. Wat het ons dadelik gedoen, Here? Ja, ons praat met dit oor julle as ek 'n gitaar vat by die huis, hulle al twee. Maar Tilly, as sy my hoor 'n gitaar vat in die sitkamer, dan kom sy. En ons het 'n boksie vol shakertjies en tambourines. En Mike kyk jy as hulle kan perform. En jy sit net terug en enjoy. Maar ons het vir die Here gevra, wat sê U? En ons wil partner met dit. Nou vat dit verder, Here, wat sê U in die liggaam? Wat sê U oor oom Bennett? Het julle al vir die Here gevra, dalk het julle al, wat sê die Here oor oom Bennett? Wat sê Tannie se naam? Tannie Julia. Wat sê hy oor hulle lewens? Het jy al actually met dit byvoorbeeld, jy verstaan wat ek bedoel, die value van as ons net kies om deel te neem. Okay, ek het gepraat oor stigting. Dit beteken om verbetering te bring aan iemand. Om iets by iemand by te voeg. Jou gehoorsaamheid kan dalk net iemand se lewe verander deur vir 'n woord te gee. Vermaaning om iemand aan te spoor om iets te doen. Dis wat ek al gesien het, vertroosting om iemand op hul gemak te laat voel. Weer eens ervaar hulle God se vrede en sy liefde. Ek het al soveel keer gesien, dit hoef nie eens 'n profound prophetic word te wees, maar hoe mense gestig en bemoedig en vertroos voel. Hoe dit mense propel in 'n rigting. Iemand gee eendag vir my, hoor jy die journey, ek en Anja, my vrou het al baie series release, maar dis baie duur, en so 'n paar jaar terug, I kid you not, nee, ek dink vir een song, dan praat ek van nie AI nie, asseblief, nie AI, ek sê nie so keer, doen jou AI ding, maar as ek full muses wil inkry om drome te record, gitaar, alles, gaan 'n song vandag by een song, met at least R20,000 kost. Ons het een album release, R160,000. Ons Arrows album, First Love album, R120,000. Alles mense wat gebless het en wie ons vertrouw om te gaan sien. Maar ek sê op 'n stadium vir die Here, ons wil self, ek wil self produce. Dis makliker, is goedkoper en dan my hart is om worship leaders te help. Dis my hart, ek wil dit doen. En so 3 jaar terug, oukie by die gemeente waar ons betrokke is, Loan, Love Klank, en hy gaan op hierdie sound engineering kursus en hy wen toe die kompetisie die dag daar, kry earphones, studio earphones. En kom by die volgende week by die kerk en hy kyk na my, hy het nog eens die boks opgemaak, sê, ek ervaar die Here sê vir jou hierdie gee, hierdie oorvorige. Julle die oomblik toe ek het by hom vat, toe sê die Here vir my, sy gehoorsaamheid het iets in werking gesit in my lewe. Het iets oopgesluit, het was 'n sleutel. En ek kan nie vir julle sê hoe vinnig het goed in plek geval dat die Here so voorsien het, dat ek sit nou 'n paar jaar later met alles wat ek nodig het. Ek het al 5 of 6 van ons eie songs produce. Kerke begin my nou kontak en sê, sal jy vir my 6 songs produce, sal jy vir my 6 songs produce. Jou gehoorsaamheid kan iets oopsluit in iemand anders se lewe, 'n profetiese aksie, 'n profetiese woord. Maak dit sin? Okay, samevatting. Die gawes is vir almal, stem julle saam. Dis gegee deur een Gees. Okay? Gawes is tot voordeel vir almal. Bo alles moet ons begeer om te profeteer. Profesie stig, dit bemoedig en dit vertroos. Profesie is God se wil en hart geopenbaar vir sy mense. Nou, hoe toets jy profesie, julle? Daar is het gedeelte 1 Tessalonisense 5 vers 20 tot 21 sê, verag die profesie nie, beproef alle dinge en behou die goeie. Eet die vis en spoeg die grate uit. Nee? Hoe toets jy 'n profetiese woord? Kan ek vir julle sê hoe? Deur verhouding met Jesus te. Jesus is jou hoogste profeet. Hy is jou belangrikste profeet. Hy is die een wat oor jou vrou en jou kinders spreek. Hy is die een wat oor jou besigheid spreek, oor jou finansies spreek. Jesus praat konstant. Jesus het gekom in Matteus 4 en gesê, I live from every word that proceeds from my Father's mouth. Het jy dit al gehoor? Ek lewe van elke woord wat uit sy mond uitkom. So,
ek het al agtergekom in profesie, en dit is nie altyd so, die baie keer kry jy 'n woord van iemand af, oor wat die Here nog nooit met jou gedeel het, of aan gedink het nie, maar meeste van die tyd sal die woord wat jy kry van iemand af 'n bevestiging wees, van wat die Here reeds vir jou gesê het. Nou, hoe gaan die Here reeds met jou praat, as jy nie tyd saam met die Here spandeer nie? As jy nie kwessies na hom toe vat en met hom praat nie? As jy nie 'n dieper gebedslewe het, wat jy alles fyn met hom deurtrap nie? So dis baie belangrik, want nou kom mense, en hulle hardloop agter profete aan, het hulle gehoor, eers Prof Pietie is in plek, daar by McFees, kom ons almal gaan papa, ek moet vandag 'n woord kry. En dan kom Prof Pietie en hy maak dalk 'n fout daai dag. Okay, en hy sê, die Here sê, bedank jou werk en begin 'n besigheid. 6 maande down the line is jy bankrot, jou huwelik val uit mekaar uit. Maar die Here het ons dan nou gesê, nee ou, jy moes daai Prof Pietie se woord gevat het. Dan moes jy binnekamer toe gegaan het. En vir die Here gaan vra, Here, wat is u wil met hierdie woord? Maar kan ek vir julle sê, hoeveel mense het 'n gebrek aan verhouding met die Here? En dan stap hulle in daai goed in, en dan wat gebeur? Van daai mense die nooit weer Here nie. Maar dis die Here se skuld. Dit is nooit God se skuld nie. As jy God se hart ken en sy natuur ken in verhouding, sal jy dit nooit sien nie. Is julle by? So ek wil julle encourage, maak nie saak wat julle van my en Gerry hoor hierdie naweek nie, gaan toets dit by die Here. Gaan praat met hom daaroor. Moenie oor op Facebook, asseblief sit 2 weke later, jy is Enrico, 'n ou random ou van Witbank af. Vir my sê ek op my werk bedank. Ek boycott sy bediening. Boycott Enrico voeding. Gaan toets dit in verhouding, want jy sal sien, meeste van die tyd gaan dit resoneer. Of as dit nie doen nie, en die ou nie 'n fout gemaak, asseblief moet hom nie kruis as nie. Vat daai profetiese woord en sit dit op die rak of sit dit op ys. Skryf dit in jou journal neer en gaan revisit daai woord. Jy sê ek onthou hierdie, okay. Begin dalk nou resonate of nou begin goed in my lewe. Jy weet dat Samuel salf vir Dawid op die ouderdom van wat? Wie weet? 16 jaar oud. Hy word koning 14 jaar later. Dawid kon sekerlik iewers daar kan ek hom eendag vra nie hom. Dawid het dalk iewers in sy journey, nadat hy 4 jaar later nadat hy sal sê, daai profeet het 'n hense fout gemaak. Ja, kyk, ek is onder 'n goddelose koning en ja, ek was gefrustreerd met die ou. Weet dit lyk verseker, maar 14 jaar later toe kom daai profetiese woord in vervulling. Moenie, wat sê die skrif hierso? Verag die profesie nie. Dit resoneer dalk met jou hart nie, maar jy hoef dit ook nie nou toe te pas in jou lewe nie. Sit dit daar in die gebedskamer, skryf dit op, hou dit daar. Bid in dit en vra die Here, okay, hierdie resoneer nog glad nie. 4 jaar later, yes, Here, ek kan nou sien, joh. Ek kan nie vir hulle sê, you know, by plakkies wat ons al bedien het, wat mense vir ons Facebook inbox messages stuur en sê, Enrico, o, vroukie van hart is nou die dag. Ek het iewers iets oor haar geprofeteer. Paar jaar later stuur sy vir my, sy stuur nou 2 weke terug vir my inbox message sê, Enrico, alles wat jy gesê het in vervulling gekom. Paar jaar later. Maar ek kan nie die eer van of ek kan nie onthou wat ek vir gesê het en dit is great, soos Here, U was 'n messenger. Go for it. Okay, amper is jy nog okay. Okay, hier is so 'n paar eienskappe van die profete Jesaja, Jeremia, Hosea, Esegiel, Daniël en soveel ander wat dieselfde goed in gemeen gehad het. Die eerste ding is hulle het God persoonlik geken. Okay, nommer 2, hulle identiteit was nie in hulle gawe nie. Nommer 3, hulle het mense teruggeroep na God toe. Dit is 'n eienskap van die profete gewees. Nie net nommerplaatjies en ID-nommers nie. Nommer 4, hulle het dikwels God se emosies beleef. Ek wil net vir jou sê, baie keer as jy fisies niks fout in jou liggaam het, ek het dit al so baie gesien, en jy voel ewe skielik kniepyn of nekpyn, kan dit dalk wees dat iemand in die vertrek sukkel met kniepyn of nekpyn. Onthou, ons gees is wakker
En jy moet bewus wees van die atmosfeer waarin jy beweeg. Hoeveel keer het ek al na iemand toe gestap sê, ek ervaar jou voete, jy het pyn in jou voete, want ek voel, weet maar ek is gesond, ek voel pyn in my voete, okay, sê die Here ja. Sy sê, hoe het jy geweet? Nommer 5, hulle lewens het die boodskap geword, soos julle, jy moet maar net weet. Hosea se huwelik het Israel se ontrouheid gesimboliseer. Dis hektiek. Esegiel het profetiese tekens uitgebeeld. Jesaja het in simboliese gehoorsaamheid gewandel. Jeremia het 'n juk gedra. So jy moet weet, jy gaan goed ervaar en beleef in jou lewe. Jy gaan die boodskap word. Het jy al gedink aan Hosea wat met 'n prostituut moes trou? Wat se kritiek hy moes gekry het? Maar het jy al ook gedink oor hoe gehoorsaam hy net was en wat God vir hom gesê het om te doen? Kyk, julle die profeties is baie keer weird. Maar ons word gechallenged nou, as die Here sê, doen dit, dan word jy weer eens gechallenged, maar leef jy vir mense of leef jy vir God? Want daar gaan iemand, ja, ek praat onder korreksie, maar iemand eendag sit in 'n gehoor en hy is klaar met sy lewe. Hy wil selfmoord pleeg. Maar hy sê vir die Here, terwyl hy in die kerk sit, sê hy vir die Here, ek sal nie my lewe vat vandag, as u iemand stuur om 'n wawiel op die verhoog te doen, dan weet ek, jy sien my nog raak, Here, is so waar. Daar was 'n man wat 'n stem gehoor het, van die Here af, wat gesê het, gaan doen 'n random wawiel op die verhoog. Daai ou het die wawiel gedoen, en dis waar die storie van aankom. Want daar het 'n ou gebid, en vir die Here gesê, as nie iemand stuur, vat ek my lewe vandag, ek is klaar. Woep, die ou. Wat as daai ou nie gehoorsaam was? Sien wat gehoorsaam hy doen. Ek sê nie, hy moes dan dit op hom gevat het nie, maar dit is net so beautiful. Okay. Profete, hulle was dikwels verwerp gewees. Jeremia is gevange geneem, Jesaja is teëgestaan, Elia het alleen gevoel, Amos is gesê om op te hou profeteer. Nommer 7. Hulle het na die Messias verwys. Dis seker van een van die belangrikste kenmerke. Al die profesieë het verwys na die een wat kom, die een wat verlos, die een wat gaan kom red, 'n nuwe bedeling. Nommer 8, heiligheid en liefde was sentraal. Ek het dit al so agtergekom en ek wil julle encourage daarmee, as jy die stem van die Here duideliker wil hoor, partykeer moet jy fisies aanpassings maak in jou lewe. Menende wat? Minder Jacaranda luister. Minder sekulêre songs. Ja, daai ou sê sekulêre songs is van die duiwel af, sien wat ek sê. Luister jou veilige sekulêre songs asseblief. Okay. Partykeer moet jy minder Netflix kyk. Moet minder flieks kyk. As jy hou van kriminele documentaries, miskien moet jy bietjie minder kriminele. Sny daai goed uit vir 'n tyd lank en al wat jy luister is aanbidding, al boek wat jy lees is die woord. Reset net bietjie jou gedagtes, reset bietjie jou environment. Dan gaan jy agterkom hoe die Here begin praat en dan gaan jy dalk nooit eers weer wil teruggaan na 50% van die sekulêre songs of die movies nie. Want daar is soveel geraas in ons tyd, is ek reg? En ons het so gewoond geraak daaraan. Maar prakties doen dit. As jy hier Algoa FM, ek weet nie wat luister, jy sit af in die kar. Wees gehoorsaam as die Here vir jou sê, het al soveel keer vir my gesê, Rico, vir die volgende tyd lang, want ek weet nie wie van julle is ek, maar ek kan nie meer movies kyk hier, ek is eintlik frustreerd. Toe ek jonger was, kon ek een fliek 3 keer kyk, en nou kan ek nie meer, ek kyk net documentaire, van sportmanne, of like die real deal, of Marines, of so iets. Maar even dan, betekent so reeds my sê, Rico, stop. Sny uit vir 'n tyd lank, aanbidding, luister na my stem. So, doen dit ook bietjie, as jy sy stem beter wil hoor. So, daar is 'n kragtige patroon, ontmoeting. Elkeen van hierdie profete het 'n ontmoeting gehad, daar transformasie plaasgevind, en uit dit het daar 'n boodskap gekom. Okay. Nou gaan ons na die lekker gedeelte toe. Net om jy dus 'n bietjie wakker te maak. Sê 'n bietjie vir die ou langs jou, jy is oulik. Maar ek is Jesus se favourite. Ek is sy favourite, okay.
Is julle reg om so 'n bietjie aan 'n praktiese oefening deel te neem of nie regtig nie? Wel, ek gee nie om of julle nee sê ons gaan dit. Ek sal Witbank af, ek kan nie uitvlieg en julle kan kwaad vir my wees vir die volgende 2 weke, want dan sal ek lankop terug. Yes, nee. Ek wil net hê ons moet dit so 'n bietjie oefen. En hier as ek dit nou sê, dan is mense so, Jesus, waar is die deur? Waar gaan al agter by die broodjies wegkry? Maar dit sal lekker wees as ons net dit kan oefen. Net 'n praktiese tyd vat om sy stem te hoor. Nou julle, daar's obviously soveel maniere hoe God praat, right? Ek glo baie van julle beleef hom daagliks. Tannie het ewen die kleipotte gesien, sy het 'n paar goed gesien en dis wat dit so lekker maak. So hy praat obviously deur skrif, deur visioene, deur gedagtes, in drome praat hy. Die ding is net ook, hoe dra ons dit oor? En dit wil ek julle bemoedig voor ons ingaan met vandag se sessie. Het gaan regtig 5 tot 10 minute wees. Ek wil vir julle vra, die belangrikste ding is, dit moet stigtend wees. Dit moet bemoedigend wees, dit moet opbouend wees. Jy gaan dalk vandag beleef, al wat jy kry vir iemand is, ek ervaar net die Here sê is lief vir jou. Moet dit nie diskrediteer nie, dit is 'n woord van die Here af. En dit is die waarheid, is dit nie? As jy dit in die skrif moet gaan soek, gaan jy dit vind. Anja, my vroukie, sing eendag oor 'n girltjie in Kreeusdorp. En al wat sy vir gesing in daai dag is iets oor beauty en hoe God haar sien, né? Dit was so iets. Nie nommerplaatjies en al die nommers nie. Okay? Paar jaar later bedien ons daar en ons is op pad uit by dieselfde plek. Voor ons ry klop daar 'n vroukie aan die karvenster. Sy sê, hoor, ek moet hierdie getuienis deel. En hy sê, ja. Sy sê, Anja, jy het 'n paar jaar terug oor 'n vroukie gesing, dat Jesus sê, sy is mooi, sy is beautiful, sy is sy bruid. Sy sê, Anja, jy sal nie glo nie, daai vroukie het geglo, sy is die lelikste vrou onder die son. Sy het geglo, sy gaan nooit 'n man kry nie. Sy gaan nooit. En sy sê, en daai dag het haar lewe verander. En sy sê, toe sy is nou getroud met 'n jeugwerker hier by 'n kerk, sy is swanger, die mooiste vrou. Sien wat, jy kan nou weer sê, ag Here, jy sê vir my, sy is mooi, en jy sien ons die bruid, dis so stupid. Jy wys nie eens vir my 'n ID-nommer of 'n. Sien julle wat daai woord gedoen het? Gehoorsaam. Dit het haar lewe verander. So dit moet bemoedigend wees. En dan wil ek vir julle vra, ek dink die grootste gevaar wat ek en jy kan doen is die woorde gebruik die Here het gesê. En julle, profetiese kan so manipulerend wees. En ons moet pas op vir dit. En baie keer sal ons die Here kaart speel vir ons om te kry wat ons wil hê. Die Here het gesê, julle weet, die oomblik as ons manipulasie toepas in die profetiese, noem ons dit witchcraft. Jy is besig om in die demoniese in te gaan, wat nie God se hart is nie. So sê eerder, ek ervaar. As jy nou vir iemand bid, ek gaan nie vir haar sê, die Here sê, sister. Ek gaan sê, weet jy wat ek ervaar hierdie en hierdie, of ek sien hierdie en hierdie. En dan wat jy doen, is jy vra vir resoneer dit met jou hart. Verstaan, so iets, maar asseblief moet net nie vandag vir iemand sê die Here het gesê nie. Dan wil ek julle vra asseblief net vir vandag, bly weg van profeteer in swangerskap en huwelike. Is dit okay? Julle lag lekker, want ek weet. Ek wil net sê, mense raak weird goed kwyt. Ek het vriende, baie keer, ek wil ook vir jou sê, moenie goed forceer nie. Ek het al soveel keer mense gehad wat na my toe kom en sê, ja, maar sê vir my, wat sê die Here oor my? Sê ek kan nie nou, as ek nou vir jou iets gaan sê, gaan dit uit my vlees uit wees. Ek sal eerder vir niemand 'n woord gee, as ek niks hoor nie, dit vat 'n ware man van God, of vrou van God. Ewen as sy genooi word, en sy is geken vir die profeties, om eerder niks te bedien, as wat sy het al vlees uit te doen. Maar jy sien, mense voel baie keer, hulle moet iets sê, weet, ons het vriende, julle vandat hulle getroud is, vertrou, ek hou nie van die woord sukkel nie. Sukkel hulle vertrou om swanger te word. Kry nie, word nie swanger nie, 11 jaar. Weet julle hoe seer het hulle deur die jare gekry, oor mense wat die weirdste en die lelikste goed kwytraak. Net omdat hulle voel hulle moet iets sê. Dat hulle vir haar sal sê, omdat sy nie swanger kan word nie, ja, maar jy die Here sê, jy het sonde wat jy moet bely. Of die Here sê, soos wie dink jy is jy, om in so seer plek in te praat? Verstaan jy
immaturity van dele van die kerk. So ek wil vir jou vra, wees baie sensitief. Mag dit altyd opbouend wees. Die profetiese is ook nie vandag om iemand af te kraak of as jy iets in jou hart teen iemand het, nie die profetiese gebruik nie, okay? Gaan drink 'n koffie. Of actually sê Paulus in die skrif dat as jy 'n gift het, gaan sit eerder die gift by die altaar neer en gaan na jou broer toe en gaan vergewe hom en gaan maak reg en dan kom jy terug. Dit is so belangrik, julle. Dit is so belangrik dat ons harte skoon is. You may ascend up the hill of the Lord, those with clean hands and a pure heart. So vandag as jy bid vir iemand, moenie sê die Here gesê nie, sê ek sien of ek ervaar, moet asseblief nie profeteer in swangerskappe en huwelike in nie. En dan ja, moet dit nie forceer en moet dit nie probeer uitfigure nie. Die Here gaan dalk vir jou iets weerds wys vandag. Dis nie jou werk altyd om dit uit te lê nie. Okay. Jou werk is om net die messenger te wees. Ek het al die weerds, ek het al vir 'n vroutjie gesê, ek sien 'n swart vroutjie. Ek sê maar dit is donker, julle nou sit in die saaltjie en ek sê vir I see the tips of your hair is on fire. En ek sê vir I experienced that the Lord might send you into Africa to be a torch in the nations. So iets. Sy kom na die, nou moet jy weet, dis weird, vuur op die punte van haar hare, soos 'n fakkel in die nasies in. Sy kom na die tyd aan my toe, sy sê, how did you know? Ek sê, hoe you mean, how did you know? Sy sê, en sy fisies het toe haar hare gebrand, haar punte gebrand. Ek sê, wel, ek het dit nie geweet nie. En ek het dit nie eens fisies gesien nie, dit was iets, verstaan nie, so die Here gaan vir jou, wees jy net gehoorsaam. Ek het eendag vir 'n vrou ook, ek sê vir haar, Jesus, ek is nog so besig om te bedien, en ek stop en ek sê vir haar, joh, ek sien die beeld van jou voor 'n huis, daar's 'n draadhekkie, jy maak die hekkie oop, jy gaan sluit die deur toe, jy kom uit, nou sien ek alles in 'n oogwink van 'n sekonde die beeld, sy maak die hekkie toe, sy klim in haar karretjie, daar peel tasse en goed aan die kant uit, en al wat die hekkie sê is Saul. Ek sê vir haar, sy staan onmiddellik op, nou moet jy weet, dis wat ek sien, super weird. Hy sluit toe, hy sê hekkie, ry weg. Sy kom voor al die mense in daai oomblik met haar journal na my toe, sy sê, kyk gou op punt nommer 1, sy sê, ek het die Here vertrou hierdie naweek om na hierdie kamp toe te kom, om vir my woord te gee, moet ons plot verkoop of moet ons hom nie verkoop? Kon ek dit uitgedink het, ek kon nie. Ek was gehoorsaam en hoe stupid dit vir my kan klink, het gesê, I don't know, ek sê altyd vir mense, gaan toets dit met die Here. So die Here gaan vir jou weird goed wys, dit is nie jou werk om dit uit te lê, want jy gaan dit dalk net opmors. Okay, sê vir daai persoon, ek weet nie, gaan toets dit met die Here. Of soos ek sê, as daai persoon met die Here pad stap en hy het geskiedenis met die Here, gaan jy dadelik weet. Want die persoon gaan vir jou sê, sjoe, ek het die Here vertrou vir 'n woord die naweek. Kyk, okay, so, kom ons doen die eerste oefening. Net daar waar jy sit, kom ons maak die eerste een maklik. Ek wil hê jy moet dink aan 'n persoon. Is dit 'n familielid, 'n vriendin. En ek wil hê jy moet 5 minute vat. As jy jou journal by jou het of jou foon dalk, maak vir jou 'n nota gedeelte oop. Dan wil ek vir jou vra, die belangrikste ding om te begin by profesie is ons bid, raai ek reg? Okay? So ek wil vir jou vra, punt nommer 1, whether het baie van julle skoonmaas in gedagte, ek het net sê. Here, wat wil jy sê oor my skoonma? Ja, dit dan wil ek jou vra, net vir die eerste oefening, kry daai persoon in jou gedagte, dan jou eerste gebed is, Here, wat is die hart vir daai persoon? Dalk sit die vrou wat langs jou sit. Dan wil ek jou vra, wag dat die Here met jou praat. Wees kinderlik, die kleinste beeld, skryf die beeld neer, of tik gou die beeld. As daar 'n skrifgedeelte opkom, skryf daai skrifgedeelte neer. As daar altyd opkom, doen altyd. As daar 'n gedagte, lyntjie in jou opkom, van, joh, my skoonma kry swaar, skryf dit neer. En dan wil ek jou vra, as jy dit klaar gedoen het, eindig net hierdie stukkie af met 'n gebed. Is dit okay met hulle? Verstaan julle wat ons gaan doen? Sal julle dit gou try? 5 minutes. Okay. Ek gaan vir Derek hulle vra om dalk so iets aan te sit, die blou billetjie of iets, dat ons net bietjie. Ons kan hom verander, ons kan hom sing, die Christen weet nie van verloor af.
Nee, julle, is julle okay? Okay, let's go. Kan ons 5 minute vat? Okay. Kry gou 'n gedagte van iemand of iemand in jou kop. Punt nommer 1, bid vir hulle. Bid, vra vir die Here, wat is die hart vir hulle? Wat wil U hulle sê? Dan begin jy skryf. Vertrou die Here vir 'n beeld, vir 'n skrif. En as jy dan klaar is met dit, release daai gebed oor hulle lewens. Dan sal ons na die tweede toe gaan.